Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom sy woord. Ons is dankbaar dat die Here ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en ons eer die Here dat hy in beheer is van ons lewe, dat sy waarheid en sy woord die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet is, en dat hy vir ons elke dag lei deur sy waarheid om te leef te midde van 'n krom en verdraaide geslag as skynende ligte in 'n donker wêreld. Mag u en ek studente van die woord wees, en mag ons die waarheid van die woord ter harte neem, nie net om dit te lees nie, maar dit ook uit te leef, tot eer van ons wonderlike koning, Jesus Christus. Nou vanmôre gaan ons aangaan met ons reeks boodskappe vanuit die boek Spreuke. Ons gaan kyk na Spreuke 25 vers 13 tot 15. Jy sal onthou ek het vir u gesê dat Hizkia sy skrifgeleerdes aangesê het om so 'n klompie van hierdie spreuke van Salomo dan op te teken. Hy het so plus minus 100 van hierdie spreuke dan deur sy skrifgeleerdes laat opteken, wat kan dien vir hom as koning, sodat hy 'n goeie koning kan wees, 'n koning wat wyse besluite neem, 'n koning wat God verheerlik in die wyse waarop hy sy volk lei. En hierdie beginsels is op ons van toepassing, ook in die jaar 2025, en mag die Here ons seën ook in die antwoord daarvan, in die toepassing daarvan, in die uitleef daarvan, om dan ook eendag voor die Here te kan staan om die mooi so van hom te ontvang. Vers 13 sê, soos die verkoeling van sneeu op 'n oesdag, is 'n betroubare boodskapper vir sy senders, want hy verkoop die siel van sy Heer. Nou die pragtige beeld word vir ons geskep van 'n oesdag in Palestina. Nou vriende, dit is geweldig warm daar, dit is amper woestyn wêreld, en dit is geweldig hittig, en daarom, wanneer hierdie mense in die oestyd gewerk het, was daar hierdie uitputting wat plaasgevind het, die hitte het hulle amper verskroei, dit was 'n geweldig uitdagende proses gewees om te oes. En nou sê die Bybel vir ons, dat 'n betroubare boodskapper is 'n sneeu, wat hierdie hitte kom verkoel, hierdie hitte kom breek, sodat die mense ook hierdie koellafenis kan ervaar. En die eenvoudige spreek wat hier na vore kom, en die gedagte wat na vore kom, is dat 'n mens 'n betroubare persoon moet wees, 'n betroubare getuie. Ons weet ook, in die antieke tye, tot nie baie lank terug nie, het mense boodskappers gebruik om 'n boodskap oor te dra van een koning na 'n ander koning, van een leier na 'n ander leier. En dan moes hierdie persoon betroubaar gewees het, want hy moes presies dit gesê het, wat die een vir die ander een wou sê. Hy kon nie 'n woord uitgelaat het nie, hy kon nie die boodskap op sy eie manier interpreteer nie, en daarom moes hy 'n betroubare boodskapper gewees het. En nou sê die Bybel vir ons, soos sneeu mense afkoel wat amper vergaan van die hitte, soos 'n betroubare boodskapper vir sy Heer, vir sy sender, vir die een wat hom gestuur het. En die hele beginsel, vriende, wat na vore kom hierso is, dat ons betroubaar moet wees. Nou ons sukkel vandag, in die dag en tyd waarin ons leef, om betroubare mense te vind. Betroubare mense wat hulle werk sal doen, wat betyds sal opdaag, wat verantwoordelik sal wees, wat eerlik sal wees, wat hardwerkend sal wees. Ek praat dikwels met mense, en ek wil vir u sê, ek dink nie die probleem in Suid-Afrika is werkloosheid nie, maar betroubaarheid. Ek dink die groot probleem is, daar is baie werk, maar mense is nie meer betroubaar om dan vertrou te word, om daai werk te doen en dan ten uitvoer te bring nie. Dit lyk vir my of almal geld wil hê, maar niemand wil werk nie. En hulle wat 'n werk het, wil dit nie meer doen met daardie nodige entoesiasme en opgewondenheid in hulle siele nie. En hierdie hele gedagte wil vir ons kom deurgee, dat ons betroubaar moet wees, en besonder as ons kinders van die Here is. Onthou, God plaas 'n hoë premie op sy kinders, op hulle wyse van optrede, wat hulle doen, en hoe hulle dan ook teenoor hulle werkgewer optree. So baie belangrik dat ons kan sien, hierdie hele saak gaan oor die gedagte van betroubaarheid. Wees betroubaar in dit wat jy sê, in dit wat jy doen, in hoe jy optree, in jou handel en in jou wandel, en verheerlik so die naam van die Here. Dit bring in die eerste plek 'n baie goeie getuienis vir jouself, en dit bring eer op die naam van die Here, want as mense vir my sê, maar Gerard, hoekom is jy so betroubaar, en as jy iets sê, dan doen jy dit, dan kan ek sê, weet jy wat, ek was nie altyd so gewees nie, maar dank God, deur Jesus Christus het hy my gered, en ek gee eer aan die Here, en ek vervul ook daardie besondere belofte, of gedagte van Matteus 5 vers 16, wat sê, dat ons lig so moet skyn voor die mense, dat hulle ons goeie werke sal sien, en ons Vader in die hemel verheerlik. Vers 14, 'n man wat hom beroem op 'n geskenk, wat hy tog nie gee nie, is soos dampe en wind, waar geen reën by in is nie. Nou vriende, hierdie is 'n gedagte wat ons al hoe meer vind in die dag en tyd waarin ons leef. Mense beloof baie, maar hulle doen min.
Hulle doen min. En dis die hele gedagte. Ek beloof ek sal hierdie ding doen, of ek sal vir julle hierdie ding skenk, of ek sal vir julle hierdie ding gee, of ek sal by daardie plek betrokke raak. En wanneer dit kom by daardie, kom ons sê maar in Engels die crunch time, en wanneer dit kom by die tyd wat hierdie persoon moet aanmeld of moet gee, dan is hy afwesig en hy het verskonings. En dis die probleem wat ons baie keer in kerke, by sendingorganisasies, by barmhartigheidsorganisasies vind, is mense beloof en sê ons sal dit en dat gee. En wanneer dit by daardie tyd kom, is hulle afwesig. En die Bybel sê vir ons, dis soos waterlose wolke. Dis soos hierdie belovende wolk wat jy sien en jy dink by jouself, wow, hier gaan goeie reën kom, en die wind kom en hy vat daardie wolk weg en daar val nie 'n druppel reën nie. Jy dink by jouself, ja, ek het 'n groot verwagting gehad, dit het belovend gelyk, maar dit het niks opgelewer nie. Dis presies, vriende, hoe iemand is wat 'n geskenk beloof, wat beloof om iets te gee vir 'n bepaalde saak, maar hulle doen dit nie. En daarom is leebeloftes niks seggend nie. Daarom is dit beter om nie te beloof nie, voor jy beloof en jy gee nie wat jy beloof het nie. Ek lees in een van die kommentare en die persoon skryf en sê die meeste kerke, sendingorganisasies en Christelike groepe maak op die bydraes van mense staat om hulle dienswerk aan die gang te hou. Nie alle mense wat beloftes maak, gee egter hulle bydraes getrou nie. Die Bybel praat reguit oor die uitwerking wat dit op diegene het in die bediening. As jy beloof het om by te dra, doen dan moeite om jou belofte na te kom. Dit was my so 'n mooi opsomming van hierdie vers, wat jy sien, dis belangrik dat ons getrou sal wees, ook in dit wat ons beloof. Dat ons nie leebeloftes sal maak, en later hierdie hartseer aan mense aandoen, waarvoor ons beloof het, en ons gee nie vir hulle wat ons beloof het nie. Bo alles weet ons dat ons getrou aan die Here moet wees, in die gee van ons tiendes en offergawes. Ons moet getrou wees om te gee vir die Here en sy saak en sy werk. En wil ek vanmôre hier sê, ek dank die Here vir Berea Christen Gemeente, en ek dank die Here vir mense wat deel is van ons sosiale media groepe, wat so getrou gee vir die werk van die Here. Partykeer moet ons as pastoriepaar en partykeer as gemeente sê, hoorie, net bietjie kalm, ons het nou te veel goed wat ons kan gee vir barmhartigheid, vir die kinderhuise, vir die werk van die Here. En ek dank die Here vir elkeen wat met 'n hart van oorvloed gee, en ek dank die Here vir die gesindheid van u as luisteraar, as mense wat deel is van ons groepie, vir u getrouheid ook in hierdie saak, dat u nie waterlose wolke is nie, maar dat ek 'n getuienis kan gee teenoor ander mense buitekant, dat hierdie gemeente, dat hierdie 'n groep mense is wat inskakel, dat hierdie 'n groep mense is wat deel vorm van ons gemeente ook via sosiale media, wat ruimskoots gee vir die werk van die Here, vir die saak van die Here en vir die uitbreiding van sy koninkryk. 'n Laaste vers vanmôre, deur lankmoedigheid word 'n vors oorgehaal en 'n sagte tong verbreek die gebeente. Nou vriende, as ek hierdie vers moet opsom, dan kan ek sê lankmoedigheid is 'n baie sterk wapen. As 'n mens lankmoedig is, dan kan jy baie vermag in jou lewe. Hoor wat sê een van die vertalings oor hierdie baie besondere vers. Daar staan met geduld kan iemand in 'n magsposisie tot 'n ander insig gebring word. Met 'n versigtige benadering word weerstand afgebreek. En dis so waar, ek het al hoeveel keer gesien in my lewe, dat wanneer iemand teen jou opstaan, is dit baie keer belangrik om net stil te wees, die Here te vra vir wysheid, om nou 'n wag voor my mond te plaas, lankmoedig te wees, en met tyd, en met insig, en met wyse woorde, haal jy daardie persoon oor, sodat hulle bepaalde dinge doen. Daarom sê Spreuke 15 vers 1, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Daarom is dit belangrik dat ons sal weet, dat 'n vors selfs, 'n koning selfs oorgehaal kan word, om 'n bepaalde ding te doen wat hy eens gesê het hy sal nie doen nie, deur 'n lankmoedige persoon, wat met sagte woorde hierdie persoon dan oorreed, en vir hom wys dat hierdie ding wat hy moet doen is die regte ding, en so God dan verheerlik. Daarom is het belangrik dat u en ek sal sien, lankmoedigheid is die wagwoord van my en jou lewe. Dis 'n sterk wapen wat ons kan gebruik om met tyd ook sekere sake in die regte rigting te stuur. En mag u en ek vir die Here vra om lankmoedig te wees. Regtig 'n gesindheid te hê waar ons nie dadelik op ons perdjie spring en dadelik sê wat ons wil sê en ons gedagtes deurgee in woorde nie, maar dat ons lankmoedig sal wees. Die Here sal vertrou om die regte tyd, die regte ding te sê, en die gesindheid van die Here Jesus, om die Here te verheerlik. Daar's te veel kinders van die Here wat verwoesting saai, hartseer berokken in hulle huisgesinne, in gemeentes, omdat hulle sê wat hulle dink, omdat hulle oorhaastig optree, omdat hulle gedagte en hulle idee wil afforceer op ander, en baie meer skade doen, as wat hulle goed doen. Daarom bly die Here vir wysheid, dat u en ek
soos daardie betroubare boodskapper sal wees, dat ons nie mense sal wees wat leë beloftes maak nie, en dat ons lankmoedigheid as 'n sterk wapen sal gebruik om God te verheerlik en sy koninkryk en sy saak uit te brei. Groete vir u, seën en mooi naweek verder. Tada.